Welkom terug. Dis lekker om nou 'n bietjie musikaal te verkeer saam met Wynand Strydom wat 'n huldeblyk bring aan 'n geliefde vriend met sy nuwe liedjie Saam staan. Baie welkom Wynand. Goeiemôre, baie dankie. Is lekker om in Gauteng te wees vanoggend. Die laaste keer wat ek jou gesien het was toe ons met Cherie gepraat het, terwyl sy op Teams was. Toe groet sy jou. Sy kan in die agtergrond. Baie gemak. Ons is mos baie ontspanne lange baan so. Ja, en jy waai toe ook nog so 'n bietjie. Daar gaan jy toe nou werk toe. Hoe is die lewe nog by lange baan? Ek was nie werk toe, was ek 'n winkel toe. Ek kinders gaan al. Nee, ek het die kinders aflaai by skool. Julle werk mos nie. Korrek, ja. Ja, nee, ons werk glad nie. Maar wat doen jy as jy nie sing of liedjies skryf of winkels toe gaan nie? Man, weet jy die vreemdste ding vir my is as mense ons so 9:00 die oggend bel en vra hoor ekskuus bel ons julle wakker en dan sê ek altyd vir hulle ja nee, ons jy bel ons wakker en ons kinders het hulle staan self op en hulle maak self hulle kos en hulle stap sommer self skool toe en so weet jy ons doen maar gewone dinge wat almal doen en kyk agter die kinders en ons is maar besig ons hanteer ons eie besprekings so ons werk maar en kyk om werk te kry en ons het so 'n paar ventures wat ons doen en wat ons besig hou. Ons het regtig genoeg om ons besig te hou. Dit is nie ons bly op lange baan voel baie keer jy moet afgetree wees as jy op lange baan bly. Ja. Ons is nog baie ver van aftree af. Sê net gou vir my, hoeveel van die optredes wat julle doen julle apart en hoeveel doen julle saam? Hoe betrokke is julle by mekaar se optredes? Ons doen 99.9% saam. Ja. Die afspraak is iets wat ons al jare terug besluit het. Ja. Maar ons sing op ons vertonings is Wynand Strydom en Cherie en dan Wynand en Cherie. Ja. Alhoewel ons nou in die volksmond nou maar Wynand en Cherie is. Ja. Jy is ook besig met 'n Koos Doep vertoning. Vertel ons daarvan. Ja, mense wat my loopbaan al volg sal weet dat ek stap al 'n pad met Koos Doep al vir bykans 25 jaar. En hy stap 'n pad met jou, dis asof hy in jou is nog voor jou geboorte. Absoluut. En jou stem en 'n manier wat jy dit vertolk. Ek dink hy sou trots gewees het. Compliment baie dankie. Ja. So ons het 'n debuutproduksie nou by die KAKNK gehad wat 2 vertonings en ongelooflik my om te sê ons het dit uitverkoop en eerskomende Woensdag dis môre aand is by die Fairtree by die teater met die Koos Doep saam met Frans Swart van hulle Vra Produksies en is 'n absolute voorreg vir my. Ek geniet elke oomblik daarvan en jy weet ek sê altyd as jy musiek maak, musiek sing wat hier uitkom, kom met 'n baie spesiale plek uit. Ja. Dan voel die mense, jy weet daar's 'n credibility aan wat jy doen en vir my is dit maar net 'n ore aan 'n ongelooflike liedjieskrywer en iemand wat 'n baie groot invloed op my musiekloopbaan gehad het. Ja. Nou, Saam staan is ook iets wat van hier af kom en wat nog dieper ingesak het, toe jy self beleef het om iemand baie na aan jou te verloor. Vertel vir ons van die aanloop. Ja, weet jy, ek sê altyd, weet, om 'n ouer te verloor is uit die aard van die saak baie erg en traumaties. My pa self het ek in 2017 verloor. Daai seer is 'n ander seer, maar ek dink as jy 'n vriend verloor, en die ding wat my bietjie onderkry met my vriend se naam is Johan, wat my bietjie onderkry is die feit dat jy weet daar is nog dalk 30 of 40 of 50 jaar wat voor gelê het. En dan dink jy aan die memories of die geleenthede, die kuiers en al daai dinge, al die praatjies, die geselsies wat nou nie meer daar gaan wees nie. En dis 'n baie lang tyd om iemand te mis. Die liedjie is geskryf deur 'n vriend van my, Monai Posma, en sy vriend self is oorlede. En toe ek die liedjie weer luister na my vriend se afsterwe, toe kry dit vir my weer regtig betekenis. En weet ek dink die les daaruit is dat ons het nog steeds vriende, al verloor ons vriende, ons het nog steeds vriende. Maar ons moet daai vriende koester, ons moet daai vriende nader trek. As dit tyd is dit met ons vriende nader trek en besef dat vriende is nie vir altyd daar nie. En ons moet die beste tye moet ons geniet. En my vriend sê altyd vir my gesê het en saam staan is so van toepassing. Hy sê altyd vir my gesê het, jy weet, as ek nie meer daar is nie, jy weet, julle manne moet saam staan, julle moet by mekaar bly, julle moet kyk na mekaar, julle moet lief wees vir mekaar. En ek wil mense bemoedig wat nie net wat deur seer gaan wat vriende verloor het nie, maar wat nog steeds vriende het, wat nog lewe, wat nog hier saam met ons is. Om mekaar nader te trek en mekaar te koester. Want dit is 'n baie spesiale verhouding om 'n beste vriend te hê. Ja. Wynand, dit voel altyd vir my, jy weet, in ons gejaagde lewe, dan sê ons altyd vir ons vriende, ek sal met jou koffie drink of ek sal een van die tyd by jou uitkom, maar dis altyd ek sal, maar nie kom ons maak gou die tyd nie, want ons stel amper alles anders bo hierdie vriendskap en selfs baie keer met ons families. Ons jy weet, jy is altyd gejaag, is altyd werk, is altyd iets behalwe vir die tyd maak vir mense geliefdes, want jy neem aan
Hulle gaan mos daar wees. Ek kan mos môre of ek kan oor 'n maand of ek kan oor 'n jaar. En daai is so groot les wat jy sê, stop net gou en maak tyd vir mense. Ja, kyk ek dink die lewe gaan maar 'n prioriteit. Ek meen ons moet iewers in ons lewe kom wat ons sê wat is ons prioriteit? Uit die aard van die saak jou gesin, jou nabye gesin, jou vrou, jou kinders is uit die aard van die saak prioriteite, maar daar's vriende wat jou ook maar gevorm het deur ek meen lank voor ek en Zerie getroud is, het ek vriende gehad wat my gevorm het, wat deel is my lewe en wat op die einde van die dag my maak wie ek ook maar is. Ja. So hou maar dit koester en tyd is kort. Tyd is baie kort en ja, ons moet voluit leef en ek dink dis iets wat ek nog elke dag besef is dat ons is op geleende tyd en ons moet die lewe geniet en ons moet die lewe embrace elke oomblik en absoluut die beste daarvan maak en die mooi dinge inneem. Want daar is baie mooi dinge om ons en ons mis dit baie keer. Ek dink die moeilikste ding vir my van mense wat ek al verloor het is die spyt oor wat ek nog wou doen saam met hulle of wou sê en nie by uitgekom het nie. Ja, ek dink kyk as jy dink is dieselfde argument as jy die aand gaan slaap saam met jou vrou of jou man. Ek meen as jy iets wil sê sê dit vanaand voor jy gaan slaap. Moet dit nie as vanselfsprekend sê vir jou vrou vanaand jy is lief vir want môre weet jy nie wat daai dag van môre in is so maar dis nie all doom and gloom nie. Jy weet ek wil net vir jou sê dis eintlik vir my 'n celebration van die liedjie is eintlik 'n celebration van mense wat 'n invloed op jou lewe het. En dis waar dit gaan en dis daai tipiese ding van jy weet baie keer ek maak saak waar jy is jy dan dink jy aan 'n vriend of 'n vriendin. En dis daai gevoel van op baie oomblik wil jy net vir daai vriend sê my vriend ek mis jou. En ek dink hierdie glasies lig ek vir jou en vir jou sê baie dankie vir alles. Ja. En die liedjie eindig so mooi as hy sê dat jy weet ek mis jou maar ek gaan jou eendag weer sien dat dit goed gaan. En om dit wat jy wel saam met hulle gehad het te kan koester en voort te leef is seker die grootste hulde blyk om te kan sê ek onthou nog steeds wat jy my geleer het ek onthou nog die oomblik wat ons saam gedeel het en ek herleef dit totdat ons mekaar eendag sien. Ja, ek dink dis ook die mate van vriendskap. Ek meen is daai memories en daai gevoelens wat jy na die tyd het en dan besef ou eintlik eers maar helaas dat hierdie persoon het met baie diep spore getrap in jou lewe en veel baie beteken maar ja, soos ek sê dit is vir my viering van 'n goeie vriend se lewe en ja, ons mis hom. Maar die memories is daar. Vertel ons van die musiekvideo. Jong, ja, die musiekvideo, ek wil nie regtig 'n formele musiekvideo gehad het en storyboard en alles gehad het en ek dink dit was my die eenvoudigheid daarvan. Ek het 'n paar foto's van Johan gehad en dit was maar 'n ligte kuierlei met die beding maar dis hoe Johan was. So dit het absoluut nie vir my gaan oor my nie. As kunstenaar en dit vir my uit en uit gaan oor om 'n vriend te besing. Is daar 'n opkomende album op pad? Daar is definitief 'n opkomende album op pad. Ek is verskriklik opgewonde daaroor. Ons maak eintlik nie meer albums nie. Ja. En ons het nou die geleentheid, ek het nou die geleentheid om nou ek dink 2010 was my laaste solo album gewees. So ek werk aan 'n vollengte album en dit is eintlik maar geskenk aan my kinders. Die mense wat ons nou volg weet my kinders is Engels en voor almal nou vra hoekom is hulle Engels? Zerie is ook Engels, die wat dit nie geweet het, nou nog nie weet nie. So hulle is Engels, so ek gee hulle nalatenskap want ek het besef hulle ken nie regtig die Afrikaner kultuur of waar ek vandaan kom. Hulle leer dit nie in skole nie, hulle leer ook nie, hulle praat ook nie baie Afrikaans nie. So vir my is dit 'n nalatenskap album om te sê dis jou pa, dis julle pa en as julle wil weet waar kom julle vandaan, dan luister julle na hierdie album. So is songs wat vir my spesiaal is en plekke wat ek besoek het deur in my lewe en dinge wat vir my belangrik was wat ek aan my kinders wil oordra, ja. So is daar 'n paar ou treffers wat jy oorgedoen het? Daar's definitief 'n paar ou treffers. Ek het 'n paar duette daarop waar ek baie opgewonde is. So ek nie oor kan veel wil sê nou nie, maar ja, ek is verskriklik net opgewonde om nuwe musiek te maak bietjie, ja. Ons kan nie wag vir die album nie. Kan jy vir ons 'n datum gee? 'n Min of meer? Ek kan vir julle sê die volgende enkelsnit word op 31 Mei vrygestel. Okay, goed. En dan ja, hopelik so middel Augustus, einde Augustus kan die vollengte album. Okay, dankie. Nou en het ons net 'n raamwerk om ons opwinding te kan bedeel. Ja. En 31 Mei het ook 'n spesifieke betekenis, maar ek los dit maar aan julle hande.
Okay, ons hoop 'n bietjie uitkyk daarvoor. Baie dankie Wynand Strydom, Dankie dit was vir julle, heerlik hoor. om Dit jou was hier my te baie hê. lekker om in Gauteng te wees. Dankie dat ek vanoggend saam met julle kon kuier. Ja, groete vir die Kaap. Kaap toe nou, ja. Ons harte trek ook punte Kaap toe en ons is baie lief vir ons Kaapse kykers en familie daarso. So baie groete daar in Langebaan Dankie en julle. mooi bly Baie hoor. dankie hoor.